Liewe gemeente, die woord van die Here gaan vir die volgende 3 weke so 'n bietjie met ons gesels uit 1 Korintiërs 13. Ons almal ken die hoofstuk. Dit is een van die mooiste hoofstukke in die Bybel oor die uitnemendheid van die liefde. En ek gaan nie al die verse lees nie, ek wil net daar by die laaste vers stil staan. En 'n ou dink altyd, as 'n ou hierdie gedeelte lees, dan kan 'n ou preek oor die liefde. Maar die laaste vers sê, en nou, geloof, hoop en liefde bly. Hierdie 3, en die grootste hiervan is die liefde. Maar ons gaan die volgende 3 weke 'n bietjie stil staan by geloof, hoop, en dan gaan ons op 'n klimaks afsluit, die liefde. So ons gaan vanoggend bietjie kyk dieper na die woordjie geloof. In 1859 daar 'n bekende Fransman met die naam van Charles Blondin. Hy was 'n wêreldbekende touloper. Ek weet nie wat of dit die regte Afrikaans is vir 'n tightrope walker nie, maar vandag is dit so. Skares het na hom gekom om te kom kyk die toertjies wat hy op 'n tou doen. Hy was ongelooflik goed. En hy het dit vir hom voorgeneem om oor die Niagara watervalle te loop op 'n tou. En hy het sy tou gespan, 335 meter lank en 49 meter bokant die water. Duisende toeskouers het bymekaar gekom om te sien hoe hierdie ongelooflike prestasie verskeie kere uitvoer, elke keer met 'n ander dramatiese wending. Hy het dit geblinddoek gedoen, hy het dit op stelte gedoen. Hy het in die middel van die tou gestop en 'n omelet gaar gemaak. Hy het snaakse goed gedink. Elke keer as hy die loopie voltooi het, het die skare hom uitbundig toegejuig. En aan die einde van een van sy waagstukke het Blondin 'n kruiwa gevat. En hy het vir die skare gevra, glo julle, ek kan hierdie kruiwa oor die tou stoot? Ja, sê almal, ons glo dit. Toe sê Blondin, okay, wie van julle is bereid om in hierdie kruiwa te klim? Julle glo mos nou, ek kan hom hier oorstoot. Wie van julle is bereid om in die kruiwa te klim? Waarop die skare stil geword het. Dis een ding om te sê, jy het geloof. Dis maklik. Dis nog iets om in die kruiwa te klim. Ons gaan kyk na 'n vinnige, kort videoklip. Want baie keer as jy geloof het en die Here vertrou vir goeders, dan voel jy na, Lord, you're pushing it now. You're pushing it up to the limit. Ek kan onthou om François het hier gestaan en hy het gesê, hy het 'n woord van die Here gekry oor 'n belangrike saak, 'n plaas wat moet verkoop word nie. En die dag voor daai plaas verkoop sou word, het die Here deurgekom. Ons gaan nou kyk na Abraham. Abraham moes gestaan het met daai mes so. That's pushing it limits. Kom ons kyk net gou na hierdie videoetjie oor 'n voorbeelding van om God te vertrou as jy jou geloof in hom gestel het. Dankie Maurits. Partykeer voel ons dat dit so gaan.
En dis nou nie baie goed vir 'n ou se hartklop nie. Dis nie baie goed vir 'n hart wat nie meer so sterk is nie. Maar ons hoor baie die uitdrukking, die Here is nooit te laat nie. Die Here sal deurkom. Daar's 'n liedjie wat gaan oor wat hulle gesing het oor die Here Lazarus uit die graf het opgehou. Hy sê, Here, al kom u 4 dae laat, u is nie te laat nie, u kan nog steeds doen wat u gesê het, u moet doen. In Hebreërs 11 vers 1 in die 83 vertaling staan daar, om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Die 33 vertaling het gesê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. En die woord van God is vol. Ek kan julle vir 2 weke besig hou met geloofshelde in die woord van God. Manne wat vir ons die voorbeeld gestel het van wat is egte en ware geloof. Ek het nou ietsie gesê van Abraham. Abraham het verskeie tye in sy lewe gehad wat hy die Here moes vertrou en geloof gehad het. Die Here het vir hom gesê, trek op, pak, ek sal jou wys waartoe jy moet gaan. En mense, as iemand by my huis kom en sê, pak, ek gaan jou wys waartoe jy moet gaan, maar ek het nie 'n eindbestemming nie, dan weet ek nie so mooi nie. Abraham het gepak, hy het die Here vertrou, die Here het hom gevat. Maar, die Here het ook aan Abraham 'n belofte gegee, ek sal jou nasie maak so groot, soos die sterre in die hemel en die sand in die see. En Abraham het dit vasgehou, want die Here het dit beloof. Maar hy het 1 seun gehad. Toe sê die Here vir hom, vat hierdie seun van jou, offer hom vir my. Maar Abraham se geloof het nie vir 1 oomblik getwyfel nie. Hy het gedoen wat die Here gevra het. En soos daai treintjies amper by mekaar stamp, het Abraham tot die einde toe, hy het daai mes so in die lug gehou, en toe voorsien die Here vir hom, toe sê hy, Abraham, stop, moenie jou kind iets aandoen nie. Noag, wonder as die Here kom en vir enige een van ons 'n opdrag gee en sê, manne, ek gaan 'n geweldige vloed oor hierdie aarde bring. Hier in Vryheid, daar op hoërskool se rugbyveld, en bou vir my 'n skip. Daai skip moet so groot wees soos daai rugbyveld. Wie van ons gaan dit doen, omdat ons glo, dit wat die Here gesê het of gevra het? Noag het dit gedoen. Noag was nie naby 'n see nie, hy was nie naby 'n dam of 'n meer of iets nie. En hy het hulle weet nie presies nie, maar hulle skat omtrent so tussen 50 en 75 jaar lank gebou aan daai ark. Hy moes vir daai hele tyd die bespotting van die mense verduur, want ek dink elke ou wat daar verby gegaan het, het vir hom gelag. En sê, Noag, jy is koekoes man, wat gaan met jou aan? Maar hy het dit gedoen, want hy het sy geloof en sy vertroue was in die Here gewees. Dawid het vasgeglo in die God wat hy dien. Toe hy op die slagveld gaan staan teenoor Goliat, toe sê hy vir Goliat, hy sê, ek kom na jou toe in die naam van die Here. Jy kom na my toe met spiese en sulke goeie swaarde. Ek kom na jou toe in die naam van die Here. Hy het op niemand anders te staat gemaak. Josef, ons het nou die dag gehoor van Josef, ten spyte van het Josef nooit God se hand gelos nie. Al moes hy 'n paar jaar in 'n tronk spandeer, al is hy weggevoer Egipte toe. Die Here was altyd met Josef. Dinge gebeur nie altyd
in ons time frame soos ons dit bepaal nie. Partykeer gebeur dit baie later. Partykeer vat dit 'n bietjie langer. Die Here wil vandag vir ons sê, bly vashou. Bly vashou, ek is daar. Daniël, nog 'n geloofsheld. Daniël het geweier om te kompromiteer, toe hulle gesê het, jy moet die koning alleen aanbid. En hy het geweier, al het hy geweet, as hulle hom vang, gaan hulle hom in die leeukuil gooi. Maar hy het geweet, sy God kan daai leeu se bekke toesluit. Petrus, van visserman tot rots, waarop God sy kerk gebou het, van verloning tot hoop op die loop op die water. Petrus het op grond van sy geloof God met vrymoedigheid gedien. Hy het ook tye van vrees en twyfel beleef, maar uiteindelik as rots vir die kerk na vore getree. Dan wil ek 'n bietjie langer stil staan by Job. Ons almal ken Job se verhaal. Maar ek het, en dis my persoonlike siening, toe ek Job gelees het ek so die idee gekry dat die Here wil bietjie spog met Job. En nou wil ek ook by sê, as dit dalk met jou nie so lekker gaan nie, jy's in dieselfde bootjie as Job, dink net daaraan, dalk het jy iets reg gedoen, en die Here is besig om so 'n bietjie te breek met jou. Dis 'n ander manier om Job se storie te sien. Want die woord sê vir ons, in die land van Us was daar 'n man met die naam Job. Hy was vroom en opreg en het God gedien en die kwaad vermy. Hy was welgesteld. Ek dink in vandag se terme sal jy sê, Job was 'n megaboer gewees. Hy het 7 seuns, 3 dogters gehad. Hy het 7000 siks kleinvee gehad. Hy het 3000 kamele gehad. 500 paar trekosse, 500 donkies en baie slawe. Ek dink dis 'n boer se droom. Al hierdie goede. Daar staan, onder die mense in die ooste was hy die belangrikste man gewees. En toe sê die Here vir Satan wat daar kom staan het, hy sê vir hom, en my dienaar Job, het jy hom raak gesien? Sy gelyke kry jy nie op aarde nie, hy is vroom en opreg. Hy dien my en vermy die kwaad. Toe sê die Satan vir hom, is omdat jy hom seën, Here, wat hy so voorspoedig is, wat hy jou nie verloor nie, en nie sleg praat van jou nie. Toe sê die Here vir hom, is alright, draai hom, vat weg wat hy het, en kyk, of dit wat ek vir jou oor Job gesê het, nie die waarheid is nie. Ja, weet jy, ek lees hierdie ding van Job, en toe dink ek so, as een van ons boere, Herman, julle daar, sê jy vir julle, en ander ouens, Gerard daar, wat julle groot boere, imagine, jy sit daar by die mall, in die Spur, en jy eet 'n lekker ete saam met jou vrou. Nou in vandag se tyd gaan daar nie meer 'n boodskapper na jou toe aangehardloop kom en jou selfoon gaan lei. En jou selfoon lei en hy sê vir jou, ek is jammer, maar daai 3 miljoen of 5 miljoen of 7 miljoen se trekker wat jy nou die dag gekoop het, hy is weg. Daai mielies wat reg gestaan het op die land om geoes te word, daar het 'n brand gekom. Hulle is als verbrand.
Die woord sê, die een boodskapper was nog nie uit nie, toes die volgende een daar met slegte nuus. En Job het in een dag alles wat hy gehad het, verloor. Hulle het sy vee gesteel, sy goed het afgebrand. Sy kinders is dood in 'n ek dink die huis het op hulle geval of so iets, ek is nie helemaal seker nie. Maar hoor wat sê Job in Job 1 vers 21. Hy sê, sonder iets het ek in die wêreld gekom en sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die naam van die Here. Dit was Job se gesindheid. Onder alles het Job nie gesondig of God iets verwyd nie. En toe herhaal hierdie gebeure homself. Toe kom staan die Satan weer daar, sê Here, as jy, omdat hy nog so gesond is, as 'n mens sy gesondheid aanraak, dan gaan hy jou vervloek. Sê die Here vir die Satan, nou raak sy gesondheid aan, maar jy mag nie sy lewe neem nie. En ons weet dat Job op 'n stadium op die ashoop gesit het, hy sere gehad het, om met potskerwe gekrap, en tot sy vriende daar by hom kom sit, en dit was 'n moedelose affære, hulle kon nie eers vir Job moed inpraat nie. En Job het met die Here geworstel, en vir die Here gevra, hoekom gebeur dit, en die Here het nie vir Job als antwoorde gegee nie. En ek dink as dit met ons gebeur, in vandag se tyd gaan ons baie vrae hê, waarop ons nie altyd antwoorde gaan kry nie. In 1 Korintiërs 13 sê, ons sal eendag die waarheid ken. Vandag sien ons soos 'n spieël en 'n raaisel, maar eendag van aangesig tot aangesig. En in daai toestand van Job, verloor hy, tot sy vrou het by hom gekom en gesê, Job man, vloek net die Here, dat hierdie einde kom aan hierdie goed. Toe sê ek sal nie. En waar het gedraai, Freddie het dit nou die dag vir ons gesê, laas Sondag, Job het in daai toestand van hom, het hy vir sy vriende gebid. Hulle het nie vir hom gebid nie, hy het vir sy vriende gebid. En toe Job vir sy vriende bid, toe draai alles. En ons sien verder, Job het 2 keer meer gehad aan die einde as wat hy in die begin gehad het. Nou ja, toe het sy 3000 kamele 6000 geword en net sy kinders het dieselfde gebly. Sy 7000 stuks kleinvee het 14000 geword. Job het na dit nog 140 jaar gelewe. 140 jaar. Die vraag is, hoe lyk my en jou geloof vandag? Hoe vashou ons aan die Here? Ons het net nou in 'n lied gesing daar, ek gee my alles vir U. Is ek bereid om in die kruiwater klim as die Here hom stoot? Of sê ek vir die Here, Here, nie nou nie. Miskien 'n bietjie later, ek is alright. Ek is gesort, my bankrekening is vol, ek skuld niemand geld nie, my huis is afbetaal, ek het 'n mooi kar in die garage, oulike vrou, baie kinders, skoonkinders. My lewe is gesort. Miskien 'n bietjie later sal ek plek maak vir U. Die Here vra nie net ons totale geloof in Hom en dit wat Hy beloof as dit met ons sleg gaan nie. Hy vra dit ook van ons wanneer dit met ons ongelooflik goed gaan.
Paulus het gesê, gee my net genoeg, dat ek nooit my afhanklikheid van die Here verloor nie. Ek wil nie te veel hê nie, net genoeg hê. Nie te min dat ek moet gaan bedel nie, nie te veel dat ek my afhanklikheid verloor nie. In Lukas 12 vers 16 tot 21 lees ons die verhaal van die man wat die verskriklike groot oes gehad het. Toe het hy gesê vir homself, ek gaan vir my groter skure bou en ek gaan my oes bære en ek gaan vir myself sê, joh, jy het goed gedoen. Skure is vol, ek gaan nou so 'n bietjie op reis, ek gaan 'n bietjie rus. Hy het sy geloof in dit wat in sy skure lê, geplaas in plaas van God, en toe sê die Here vir hom, jou dwaas, jy het baie besittings, maar hy was nie ryk in God nie, toe sê die Here vir hom, jou dwaas, vannag sal ek jou lewe van jou wegneem. Jy sien, hy het nie geweet dat alles van die Here afkom nie, alles wat hy het. En dit moet ons besef, soos ons hier so sit vandag, dit wat ek het, dit wie ek is, kom uit die Here se hand. Ons is geneig om net as dit goed gaan, om alles wat ons begeer te vergeet waar dit vandaan kom. En God een kant toe te skuif en op die agtergrond te plaas. Ons vergeet dat ons gesondheid, ons gawes en talente, ons wysheid, besittings, gesin en vele meer, alles gawes uit God se hand is. Soos Job gesê het, ek het sonder iets in die wêreld gekom. Ek sal sonder iets uitgaan. Kan ek saamvat nie. Maar wat sleg is, soos wat ons die Here een kant toe skuif wanneer dit goed gaan, moet die, as daai sleg ons tref, waantoe hardloop ons eerste? Dan soek ons die aangesig van die Here. Maar dan wil ons nou vra, sê Here, hoekom gebeur dit nou met my? Hoekom vat U nou my goed? U is dan 'n goeie God. Hoe dan nou? Hoekom laat U dit toe? Soos ek net nou gesê het, sop, die Here laat dit dalk toe, omdat hy so 'n bietjie breek met jou. Moenie hom teleurstel nie. Job was 'n goeie man. Hy het 'n verhouding met God gehad. Hy het geweet waar sy goed vandaan kom. En tog het al hierdie goed hom getref. Dit was 'n toets vir Job. Toe hy alles verloor het, het hy nooit God blameer en vervloek nie. Hy het wel baie vrae gehad en nie antwoorde gekry nie. Net soos ons. Maar sy onwrikbare geloof in God het hom staande gehou en God het gesien dat dit eg was. Die volgende skrifgedeelte Psalm Dawid sê in Psalm 23 vers 4, en kan ons dit sê vandag? Glo ons dit? Hou ons daaraan vas? Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Habakuk 3 vers 17 tot 19, ons ken daai gedeelte. Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe in die wingerde wees nie, en al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel. Sal ek juig in God my redder. Die Here my God gee vir my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok op hoë plekke, dat hy my veilig loop. Jy sien, wanneer jy God aanneem as jou persoonlike saligmaker en verlosser,
omdat jy glo dat sy seun Jesus vir jou aan die kruis gesterf het en jy jou sondes betaal het, dan verander daar iets hier binnekant in jou. Dit wat jy glo, wat Jesus gedoen het, moet nou in jou lewe en dade weerspieël word. Jy kan nie God innooi as jy nie glo dat Jesus vir jou sondes gesterf het nie. Job sê in 1:21, ek het dit net nou gesê, sonder iets ek in die wêreld gekom, en sonder iets sal ek daar uitgaan. Die Here het gegee en die Here het geneem, prys hom. Onder alles het Job nie gesondig nie. Kan ek en jy soos Job reageer as ons deur krisisse gaan? Besit ek my besittings of besit my besittings my? Wie swaai die stert? In my geloof, is my geloof onwrikbaar in God, die koning van die konings, die Here van die Here. Vertrou ek hom onvoorwaardelik. Ek sluit af, geloof is 'n klein woordjie met 'n ontsaglike betekenis. Dit verander my hele uitkyk en my lewenspatroon. Ek kan nie die woord deel van my lewe maak as ek nie bereid is om die aksies wat daarmee saamgaan uit te leef nie. Die woord sê vir ons in Hebreërs 11 vers 6, sonder geloof is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader, moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek sal beloon. Maar in dieselfde asem sê Jakobus 2 vers 17, so gaan dit ook met die geloof, as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Want die woord sê, as dit net by geloof bly, die duiwels glo ook in God, maar hulle sidder van angs, dis wat die ou vertaling gesê het. So as jy jou geloof in die Here stel, klim in die kruiwa, bewys dat jy jou geloof in die Here stel, klim in sy kruiwa. Kom ons sluit net die oë. Is jy vandag bereid om in God se kruiwa te klim? Vertrou jy hom ten volle dat hy jou lewe sal rig en dat hy jou lewe beheer? Het jy dalk lank terug in die verlede in God se kruiwa geklim? Maar ergens langs die pad het jy weer uitgeklim en gesê, Here, nee, ek wil nie meer in jou kruiwa wees nie. En God rig 'n uitnodiging na my en elkeen van ons in hierdie oggend en sê, hy sê, glo in my. Is jy bereid om alles na my toe te vertrou? Kom klim dan in my kruiwa. Dalk wil jy in sy kruiwa klim vir die eerste keer. Dalk wil jy in sy kruiwa klim by hernuwing.
Die Here sê vir ons Johannes 14 vers 1, julle moet nie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my. En dan kom sy belofte, in die huis van my Vader is daar baie wonings, ek gaan om dit vir julle gereed te kry. As daar enige een van julle is, wat vir die eerste keer of by hernuwing net weer homself wil toewy aan die Here, kan jy net jou hand vir my in die lug steek, ek wil net 'n gebed saam met julle doen. Dankie, dankie. Here Jesus, U sien elke hand wat opgaan. U sien elke hand en daai hand beteken dalk dat ergens te langs die pad het ons uit die krywe uitgeklim. Of ons sit nog aan daai krywe, Here, maar ons broek bewe want ons het nie daai vaste vertroue en geloof in U nie. Ek wil kom bid, Here Jesus, dat U dit nou sal kom verander en nuut maak. Dat U weer vir ons daai onwrikbare geloof in U sal gee. Dat ons met alles wat ons het sal vashou aan die beloftes wat U vir ons in die woord gee. Want as ons daai geloof het, dan sal ons volgende week luister, kan ons met 'n hoop lewe op dit wat U beloof. Ja, Here Jesus, kom raak elkeen van ons aan. Maak ons verhouding met U nuut in hierdie oggend. Sodat ons verkoop en verfris hier kan uitstap en hierdie week wat kom kan ingaan met die wete dat ek aan U kan vashou. Ja, Here, U sê vir ons dat ons is nie alleen nie. U is altyd by ons. Hy sal ons nie begewe en hy sal ons nie verlaat nie. Kom ons luister na 'n kosbare lied. Hy's baie kort en dan sal ek net afsluit met 'n gebed. We are not alone. God is with us. Dankie Maurits. We are not alone, we are not alone, God is with us, we are not alone, we are not alone, we are not alone, God is with us, we are not alone, we are not alone, we are not alone, God is with us, we are not alone, we are not alone, we are not alone, God is with us, we we are never alone, we are never alone, God is with us, forever and ever.
Dankie Here vir die belofte dat ons nie alleen is nie. Dat U 24/7 van elke dag met ons is. Dat U met elke een van ons bemoeienis maak en dat U daarna smag om met elke een van ons 'n verhouding te hê. 'n Verhouding, Here Jesus, waar ons alles aan U toe vertrou. Waar ons alles in U hand teruggee en sê, hier is dit, Here. Waar ek my lewe bou op die fondasie van Jesus Christus. En sê, Here, ek klim vandag in U krywa. Stoot my waar U my nodig het. Gebruik my tot eer en verheerliking van U koninkryk. En ons bid dit in Jesus naam. Amen.